Ons groot almagtige Hemelse Vader, Here, dit is so 'n voorreg vir ons as mense om hier by mekaar te wees, om in hierdie uur tyd saam te spandeer, om uit U woord te leer. Maar Here, vandag, alhoewel ons so 'n bietjie in geskiedenis gaan kyk, weet ons dat ons as Christene 'n God dien wat profeseë vir ons gee om ons te waarsku in die tyd waarin ons leef. Ons vra, Here, maak ons oë oop, maak ons harte oop. Maak ons ontvanklik vir die woord en gee die woord van God as ons elke daaglikse voeding. Dis ons gebed in U naam. Amen. Geliefdes, dis altyd vir my lekker om hier te wees en ek het gedink vir vandag. Ons hoor altyd preke oor die liefde van God, oor hoe ons as mense moet leef, wat belangrik is en ensovoorts. Maar ek voel dat ons as 'n kerk moet weer 'n bietjie terugkyk na die profeseë en hoekom ons glo dat ons aan die einde van tyd leef. So ek nooi u om saam met my te blaai asseblief na Matteus toe. Matteus die 24ste hoofstuk. Matteus die 24ste hoofstuk. Ons gaan 'n paar versies daarso lees en dan gaan ons oorgaan na Openbaring 6 toe. Openbaring 6 en 'n paar verse daar lees. Matteus 24 van vers 21, 22, 29 en 30. Matteus 24 van vers 21, 22, 29 en 30. En ek lees: Want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nie sal wees nie. En in daardie dae, as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Vers 29 en 30. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word. Die maan sal glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met 'n groot krag en heerlikheid. Dan Openbaring die 6de hoofstuk, Openbaring die 6de hoofstuk en ons lees van vers 12 tot 14. Openbaring die 6de hoofstuk van vers 12 tot 14. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het. En kyk, daar was 'n groot aardbewing, die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel het aan die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word, en sy navye laat geval het. En die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. Mag die Here die woorde tot ons harte seën vandag. Ek vra dat julle asseblief julle vingers net sal hou by Matteus 24, ons gaan gedurende die preek weer en weer daarna kyk. Ons sal nou almal weer saam kniel in gebed. Ons liefdevolle Hemelse Vader, weer eens kom ons na U toe en ons dankie dat ons hier kan saam wees. Dat ons kan optrek na U huis van aanbidding, oor die lengte en breedte van die aarde wat dit nou gebeur. Maar ons optrek waar U ons beloof het ook in Jesaja, dat as ons eendag daar by U is, sal ons ook optrek na U huis van aanbidding toe. Vader, U wys vir ons die goed, daar is nie raai nie. U sê vir ons en ons het geloof in U. Ons weet dit gaan so gebeur. Maar weer eens het U ons gewys na al hierdie tekens van die tye wat hier is. En die grootste teken van die tye is hierdie storie van die man van sonde wat ons
al in Daniël Openbaring, waar U vir ons gewys het, die klein horingkie wat groot probleme begin veroorsaak. Hy is besig om profesie te vervul. Hy is besig om vir ons te wys dat U koms baie naby is, Vader, en dat U spoedig gaan kom op die wolke. Ons weet net nie wanneer nie. En ons vra vir U dat ons ook nie, dat hierdie bose magte ons nie sal onderkry nie, en dat ons die wapenrusting van God sal aantrek, dat ons kan opkyk na U, en dat ons daai toerusting sal kry om hierdie groot probleme wat die Satan nou bring en saai, dat ons dit kan teenwerp en dat ons nie sal glo nie. Vader, help ons dat ons Bybel sal studeer. Nog erger, dat ons dit nou nog meer moet doen. Want ons het alles, ons het nie verskoning nie. Ons is alles. En wat 'n voorreg, en ons loof en ons prys U, om in so 'n kerk te wees, waar ons weet wat gaan gebeur. Vader, wees met ons ook verder, dat ons sal opkyk, dat ons 'n voorbeeld sal stel, oral waar ons gaan, dat ligte sal wees wat skyn, dat hulle U in ons lewens sal sien, en dat ons nie mense sal mislei, of dat hulle nie goed sal voel oor ons nie, Vader, want ons is daar om U woord uit te bring. Vader, wees met ons dan ook verder, wees met almal wat U nodig het. Die siekes, ons weet is verkoue tyd, ons weet, daar is van ons wat nie lekker is nie. Wees met hulle, wees met een en almal van ons, wees met ons kindertjies, ons jong mense, behoed en bewaar hulle, seën en lei hulle, en wees dan ook met ons werkers oor die lengte en breedte van die aarde, waar hulle vir U werk. Ons sê vir U, dankie dat ons leraars daar is wat die werk doen, en dankie dat ons disippels is wat ook help om dit te doen. Wees met ons leraar in Bidbron, waar hy siek gewees het, ons sê vir U dankie dat hy nou weer op die been is, en dat hy weer kan aangaan, om U die werk vir U te kan doen. Wees met hom, seën hom in alles wat hy doen. Seën hom ook met hierdie preek wat hy vir ons nou gaan bring, hierdie boodskap, dat dit direk van U af sal kom, dat die Heilige Gees met ons sal praat, en dat ons sal weet wat U vir ons wil sê. Dis my gebed in die groot en heilige naam. Amen. Ek moet erken, ek het nie gehoor eerste en laaste nie, so ek het lekker gesing. Maar dis nou julle skuld, julle moet baie harder as ek sing. Kom nou, joh! Luister, vir kinderstorie vandag gaan julle sommer net sit waar julle is. En ek wil nie net vir die kinders hierdie storie vertel nie, ek wil vir almal hierdie storie vertel. In die 1830s, nog terwyl die mense geglo het dat die wederkoms van Christus gaan kom. Toe die Millerite beweging in Amerika maar net in sy beginfases was daar baie bewegings in Europa. In Europa wat tot dieselfde profetiese rede gekom het. En dit is dat Christus sou gekom het in 1844 of daar rondom. Daar was 'n spesifieke man in Engeland, hy het van Duitsland afgekom met die naam van Wolf. Hy was 'n Jood gewees. En hy het uitgegaan en die mense beroep op die feit dat Christus se koms op hande was. Die kindertjies, die kinders, jonger as julle, was kinders as kinders gewees. Hulle het gejol buite, hulle het hulle dinge gedoen, man, hulle was lekker vir hulle. Maar hulle ouers het hulle van Christus geleer. En in Skandinawië mag hulle nie die woord uitgedra het as ouers nie. As 'n volwassene was jy in die tronk gegooi as jy gepraat het oor Christus se wederkoms. En die kinders het gebid. En hulle het uitgegaan en hulle het met die mense begin praat. Maar soos hulle met die mense begin praat het die Gees hulle so gevul dat jy sou geglo het dis volwassenes wat die boodskap oorgedra het. Kinders.
Ek hoop Mariska, Nadia se maatjie, dat ons dit in julle kan raak sien eendag. Maar weet julle wat? Ek wil dit nie net in julle raak sien nie. Mag die Here dit in elkeen van ons raak sien. Gaan gou saam met my Openbaring 13 toe. Openbaring 13. Ons gaan so 'n bietjie praat oor hierdie perd. Wel, hy's 'n dier. En dan gaan ek bewys dat ons aan die einde van tyd leef. Deur die woord van God. Deur Christus se woorde. Maar net om vir julle die toon te stel hierso, ek weet julle weet wie Openbaring 13 oor gaan, maar ons gaan gou daarna kyk, en ek wil net hê ons moet een spesifieke gedagte oplet. Openbaring 13 begin en dit sê, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en sy horings het 10 krone, en op sy koppe is die naam van Gods lastering. As julle die parallel vir Openbaring 13 soek, gaan Openbaring 17 toe, en na Daniël 7 toe. Okay. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en die bek van die van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon, en sy groot mag. Wie is die draak? Ons lees dit in Openbaring 12, dit is Satan, en dit is waardeur Satan werk. Okay. En ek het een van sy koppe gesien met 'n dodelike wond, wat dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonder agter die dier aan. En nou vertel hy die storie van die dier. Eers die overview, en nou gaan hy in die storie van die diere. Hierso vertel hy nou die storie. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslastering uitgespreek het, en aan hom is die mag gegee om 42 maande lank te doen. Ons gesê, eers overview, en nou vertel hy ons van hierdie dier, en hoe hy mag gehad het vir hoeveel maande? 42. Hoeveel maande is 42 maande in dae? 1260 dae. Bybelse maand het 30 dae in. 42 maal 30, 1260. Ok. Julle is Adventiste. Julle weet wat 'n dag is gelykstaande aan 'n jaar in Bybelprofesie. Hoe weet ons dit? Ons lees dit in Esegiel 4 vers 6 en in Numeri 14 vers 34. Ok. Waar sou ek nou? En hy het met 'n mond oopgemaak met laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. En dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is die mag gegee om oor elke taal, stam en nasie. Ok. Ons weet wie Openbaring 13 van praat. Dit praat van die pausdom wat die mag gehad het. As julle wil, ek kan vir julle 'n studie gee oor die dier op 'n ander dag, maar dis nie wat ek op vandag op wil fokus nie. Wat ek wil hê julle moet oplet is, daai 1260 jaar, daai tyd van verdrukking. Dis 'n groot verdrukking gewees. Kom ons gaan terug Matteus 24 toe. So daai is net die introduction. Vandag is Bybelstudie tyd. Ons gaan deur ons Bybels blaai. Matteus 24. Nou, ek gaan sommer hier so agter staan, want ek wil bietjie kan rondblaai vandag. Ok, vers 21 en 22 gee vir ons weer daai kontra of daai parallel wat ons nou net na gekyk het. Wanneer daar dan sal 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie.
en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort sou word nie, sou niemand staande kon gebly het nie. Die verdrukking, weet ons, het in die jaar 538 begin, toe die pausdom opgekom het en as 'n mag geheers het in westerlike Europa. Vir 1260 jaar het hy regeer, met 'n ysterhand regeer. In hierdie tydperk weet julle dat oor die 50 miljoen mense het gesterf vir die woord van God. 50 miljoen mense. Ek sou sê dit is 'n groot verdrukking. Maar voordat hy 'n dodelike wond gekry het in die jaar 1798, het hierdie verdrukking beginne minder en minder word. As gevolg van wat? As gevolg van protestantisme wat opbeweeg het. So het sy mag begin te verloor, nog voordat hy die wond gekry het. So die tyd was verkort, terwille van die gelowiges. Nou, ons het nou die tydperk. Ons weet dat hierdie moet gebeur om en by die jaar 1798. Inteendeel, selfs voor 1798 moet daar iets gebeur in die wêreld wat vir ons sê dat hierdie verdrukking verby is en dat ons beweeg in die laaste dae in. Maar kom ons kyk wat Jesus sê daaromtrent. Gaan asseblief saam met my na 29 en 30 toe, verse 29 en 30. En Jesus sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal val. So Jesus gee vir ons 3 tekens. Reg? Wat is die 3 tekens? Die son wat sal verduister word, die maan wat nie sy glans sal gee nie, by the way, dit is op presies dieselfde tydperk gebeur, en die sterre sal reën. Maar Jesus gee nie net daai 3 tekens vir ons nie. Later praat hy met Johannes, die geliefde apostel, en hy gee vir hom die boek van Openbaring. En ons kry die parallel in Openbaring 6. Kom ons gaan na Openbaring 6, en ons blaai, en ons lees vers 12 tot 14 weer. Julle moet vir my sê as julle bybly, en of ek nou so 'n bietjie vinnig rondjaag. Is julle by? Almal by. Openbaring 6. Ons gaan die 6de seël lees. Nou, vir die wat nie ons Bybelstudies voorheen bygewoon nie, ek het nie die seëls met julle behandel nie, nê. Die seëls en die basyne en die kerke is dieselfde tydperke wat dit behandel. Verskillende of dieselfde epochs, eras wat dit behandel. Nou die 6de seël, kom ons lees gou-gou die 6de seël, vers 12 tot 14. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopmaak. En kyk, daar was 'n groot aardbewing. Die son het swart geword beteken duister geword, soos 'n harige sak. Die maan het geword soos bloed. So nou het ons 2 ekstra dingetjies bygekry, nê? 'n groot aardbewing en die bloed van die maan. En die sterre van die hemel het op die aarde geval soos vyebome wat deur 'n groot wind geskud word. Okay. So hier is Jesus. En hy gee in 2 verskillende tydperke gee hy hierdie boodskap. Eerst lees ons daarvan in Matteus en dan lees ons daarvan in Openbaring. Okay? En Jesus is besig om die einde van tyd aan sy disippels te openbaar. Inteendeel. Dit is al hoe ons kan weet dat ons nou in die einde van tyd leef. So wat is die tekens wat ons sien? Eerstens 'n aardbewing. Dis wat ons in Openbaring lees.
Daarna 'n sonsverduistering, 'n bloedmaan en dan die reën van sterre. Nou wanneer gaan hierdie goed plaasvind? Wat sê die woord? En na die verdrukking. So as hierdie dinge nie plaasvind direk na die verdrukking wat van geprofeteer word in Openbaring 13 nie, en wat Jesus self geprofeteer het in Matteus 24 nie, kan hierdie profesie nie waar wees nie. Onmoontlik dat dit sou waar gewees het. So ons kan nie vorentoe kyk vir hierdie dinge nie. Dit moes al reeds gebeur het. OK. Nou, ons heel eerste gebeurtenis, julle almal weet dit. Ou Adventist, wie ken hierdie goeters, by the way? Ek weet also is heel wat van julle wat dit ken, maar OK, wie ken dit nie? Steek julle hande op. Moenie skaam wees as julle nie ken nie. Wie ken dit nie? Dat ek kan net weet dat ek dit daarom vir mense, ken julle dit? Andre, ken jy dit? So OK, jy leer dit nou vandag, eerste keer. Fine. Great. My dogtertjies ken dit ook nog nie. Laura, do you know these things? Okay. November 1755. Ekskuus, November 1, 1755. Het daar een groot aardbewing gebeur. Die grootste aardbewing wat nog ooit op hierdie aarde was. Wat was ons eerste teken? Aardbewing. 'n Groot aardbewing. Hy het gebeur in die klein ou stad van Lisbon. Die aardbewing was so groot, hy was gevoel tot in Klein-Asië en tot in Skotland. Nie 'n klein aardbewing nie. In die aardbewing alleen het 60.000 mense gesterf. 1755. By the way, as ons Lukas gaan lees, Lukas 21, wat saam met Matteus 24 gaan, dan praat hy ook van die see en die branders. Weet jy wat het gebeur met daardie aardbewing? Dieselfde as die aardbewing wat ons in 2004 gesien het. Die water het ewe skielik begin terugtrek. En soos wat hy terugtrek het 'n tsunami gekom wat oor die 50 voet hoog was. Weet julle wat 50 voet? Dit is so 15 meter hoog. Dit is eintlik oor die 15 meter. Kom ek stel dit so. 15 meter sal 3 keer so hoog wees soos die dak, nie die ceiling nie, die dak van hierdie kerk. Groot aardbewing. Direk na die verdrukking gaan hierdie dinge gebeur, sê Jesus. Nou wat is die volgende teken wat Jesus vir ons sê? Op Mei 19, 1780, 25 jaar later, kom daar 'n duisternis wat die oosterlike Amerika oorval het, soos wat daar nog nooit was nie. Inteendeel, hulle sê hierdie duisternis kan net so goed of so groot wees soos die duisternis wat in Moses se tyd met die plaag geval het. Die koerante het dit probeer wegredeneer en gesê, daar's veldbrande. En dis wat dit veroorsaak het, want dit het net die son so bietjie vir ons verduister. Maar jy kan dit nie verduidelik deur dit te sê nie. Want dit was so erg, dat in die middel van die dag, 12:00 in die middag, was dit so donker, soos wat dit 12:00 in die aand is. Die hane het begin te kraai. Hulle het gedog is in die oggend, vroegoggend. Die mense het hulle deure begin toemaak. In Connecticut was die raad aan die gang, en hulle het net gesê, ons kan nie meer werk nie. Mense moes kersligte oopmaak of aansteek.
En daai duisternis was selfs nie eers gedeurskerp deur die lig wat jy van 'n kers kon kry nie. Dis die grootste duisternis wat op hierdie aarde nog ooit geval het. Maar hy het aangehou. En hy het aangehou van so 10:00, 11:00 in die oggend tot in die nag. En toe het hy net vir 'n oomblik het die of die son net begin uitkom vir so 2 ure, maar nie helder nie, en toe val hy weer oor die mense. Dit was 'n volmaan aand. Inteendeel, die maan was net verby volmaan. En in daardie aand het die maan begin te skyn. En wat se kleur dink julle was die maan? Soos bloed. Rooi soos bloed. Die mense het gedog, dis die einde van tyd. Hulle was reg. Wat is ons volgende teken? Sterre moet reën. November 12 en 13, 1833. Kom daar so uit die constellation Leo uit. Dis kom ons dit Leonidas sterrereëns noem. Kom daar so 'n reëns van sterre wat die wêreld nog nooit gesien het en wat nog nooit van toe af ooit gebeur het nie. Oor die 240.000 sterre het geval in een aand. Van die oggend af tot in die aandoggend tot in die oggendure in. Vir 9 ure lank het dit net sterre gereën. 240.000. In alle rigtings. Al manier hoe jy dit kan verduidelik is soos 'n vye boom wat geskit word deur die wind en wat in alle rigtings net die goed uitblaas. Hulle sê van hierdie sterre was so groot soos wat jy die maan sou gesien het. So dis groot meteoriete gewees. Wat geval het. Een na die ander het plaasgevind. Presies in die volgorde wat Christus gesê het, wat dit moes gebeur het. Nou, hoekom noem ek hierdie dinge vandag? Eerstens, dit bewys vir ons, dat ons leef aan die einde van tyd. Want prophecy is sure. Maar, ek wil nou teruggaan na hierdie verse in Matteus 24 toe. En ek wil kyk, en ek wil hê dat u moet let saam met my op wat gebeur. Ons gaan nou kyk na Matteus 24 en dan weer so 'n bietjie na Openbaring toe. En dan sal die tekens van die mens, en die hemele, kom ons lees vers 29, net die laaste gedeelte. En die sterre van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Kom ons gaan weer terug na Openbaring 6:14 toe. Kom ons lees net vers 13 weer, ekskuus. En die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskit word. Sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. En al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes en die duisternis, magtes en slawes en die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke van die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit. Wat sê hierdie woorde vir ons? Wat dink julle sê hierdie? Wat dit vir my sê is, ons leef in daardie gap tussen die twee verse. In die einde van tyd en met die laaste geweldige
die wegrol van die hemele, beteken dat die aarde gaan so geskit word. So 'n groot verdrukking, so 'n groot ding wat gebeur gaan word. En ons leef net voor daardie tyd. Volgens Bybelprofesie. Nou, ons sien hierdie tekens, en die tekens is gegee sodat ons kan verstaan. Maar die vraag wat ek van u en my wil vra vandag is, verstaan ons werklik die tyd waarin ons leef? Vandat ons, ek het vir julle gelees van hierdie dier wat sy wond genees gaan kry. En die dier is die pausdom. En hy het die dodelike wond in 1798 gekry, toe Bertie die Vatikaanstad ingegaan het en hom uitgehaal het. Rome ingegaan het, hom uitgehaal het. Sien ons vandag dat die dier se wond genees word? Is hy totaal en al genees? Nee. Maar hy is aan die genees. Inteendeel. Soos wat ek Bybelprofesie verstaan, en soos wat ek rondom my kyk, en die Here vir ons insig gee as sy kinders, sien ons dat Satan se werking aan die gang is. In die laaste paar maande alleen, het en ek's nie 'n Pope watcher nie, okay? I'm not a Pope watcher. I find it interesting, but I don't find him my be-all end-all, because Christ is everything. But I see these things, ek sien hierdie dinge wat gebeur as gevolg van profesie wat vervul word. In die laaste paar maande het hy gelowe van die Joodse en die Moslemryk en Christendom saam in die Vatikaanstad laat bid vir vrede. Saam. Jou 3 grootste gelowe, nie dat Jodendom baie groot is nie, maar het baie invloed, veral in Amerika. Of kom ons sê jou 3 Abrahamse gelowe. Saam bid. Wie ken Joel Osteen? Julle ken ons Joel Osteen, né? Dis mos 'n pragtige ouetjie, hy het so mooi ou gesiggie. En as hy 'n preek en haal hy die Bybel uit en hy sê vir die mense, sy hele kerk van 20,000 mense sê agter hom aan: hierdie is die woord van God, hierdie is my swaard en sovoorts, ek kan nie presies onthou nie. En dit is wat ons sal glo. 2 weke terug was hy in die Vatikaanstad en 'n ontmoeting met die paus gehad. En terwyl hy die ontmoeting daarso gehad het, het hulle nou later 'n vraag aan hom gestel: hoe was dit? Hoe wonderlik is dit nie om in hierdie plek in te stamp en te sien hoe lief hulle die Here het en hoe ernstig hulle geloof beskou nie? Sê hierdie Pentecostal prediker. Julle weet wat Pentecostals is. Die ouens wat in tale praat. Die week voor dit het hierdie selfde paus na 'n vergadering van 60,000 Pentecostals in Rome gegaan en saam met hulle gaan bid. Hierdie manne wat in tale praat. Paar maande terug, ek het dit met julle al gedeel, het hierdie selfde paus 'n boodskap aan, wat is hierdie ou se naam? Kenneth Cox, of Copeland, not Kenneth Cox is 'n 70 Adventist. Kenneth Copeland Ministries gestuur, waar daar duisende predikante daar so sit, en vir hulle sê ons is broers. En elke liewe dag lees jy in die koerant, hoe die protestante net terugkom na die Rome, en die hand uitstrek,
en sê, ons is een in Christus. Ellen White het gesê, wanneer die protestantse beweging, en sy het spesifiek na Amerika verwys, hulle hand sal uitstrek na Rome toe, en die ander hand sal uitstrek na spiritisme toe, dan sal die dinge gebeur, dat in hierdie unie sal hulle in die konstitusie van Amerika verander, om daarso 'n beeld tot die eerste dier te maak. En ons sien die dinge is aan die gebeur. Julle wonder hoekom ek glo Ellen White was 'n profeet. Want die dinge wat sy 120 jaar terug gesê het, gebeur vandag. As jy 120 jaar terug, as jy 50 jaar terug gesê het, 40 jaar terug gesê het, dat protestantisme die hand sal oorstrek na katholisisme toe, dan sou jy vir my gesê het, jy is mal, ons moet jou Witstrand toe stuur. Maar dit gebeur. Geliefdes, in Oktober hierdie jaar is daar 'n spesiale kongres geroep vir die biskoppe om die familie te bespreek deur die paus. Hulle het baie surveys die mense laat doen. Hoekom dink julle het hulle hierdie ding oor die familie? Wat sien ons in die laaste paar jaar in die Europese Unie gebeur? Rondom die feit dat die mense wil hê dat die familie moet eerste geplaas word. Want ons werk te hard, sê hulle. En ons kort 'n dag af in die week, sê hulle. Al hierdie dinge gebeur om ons. Maar ons slaap. Ons het gemaklik geword. By the way, net 'n week terug het Francis gesê, hy glo die wêreldekonomie gaan in duie stort. Nou, hoekom dink julle sal hy dit sê? Hoekom dink julle, is dit vir hom belangrik om homself vooraf te plaas en hierdie dinge te noem? Hoekom dink julle is dit vir hom belangrik om 'n sosialistiese beweging onder die mense op te wek, waar hy sê, die ryk moet meer van hulle geld vir die armes gee? Dit klink na so 'n wonderlike ding, maar nie as dit sosialisme is nie. Geliefdes, dinge is aan die gebeur. Ons leef aan die einde van tyd. Alles het presies plaasgevind soos Christus gesê het, dit sal plaasvind. 10 jaar voordat hy in die allerhoogste ingegaan het, of die allerhoogste bediening ingegaan het, het selfs die sterre gereën as 'n waarskuwing dat dinge is aan die gebeur. Ons leef in die tyd van veroordeling of oordeel. As jou boek vandag voor die Here verskyn, hoe gaan jy ondersoek word? En wat sal die Here bevind? Nou, al hierdie dinge is aan die gebeur. Ons weet dis die einde van tyd. Wat nou? Nou is die tyd om te sê, ek wil verhouding met die Here bou. Nou is die tyd om te sien wat rondom jou aangaan. Om te sê, Here, ek wil nie net kyk na die paus en sien wat hy doen en gelukkig raak daaroor nie. Ons moet bid. Ons moet bid dat ons kan staande bly en dat die Here vir ons die krag sal gee, sy Heilige Gees werkende krag sal gee om hierdie boodskap nou uit te dra. Mense gaan sterwe. Die ewige dood sterwe. Omdat ons as Christene op ons hande sit en ons monde toebind.
Vandag moet jy 'n besluit maak en sê, Here, hier is ek. Ek sien die dinge aan die gebeur. Ek weet wat geskrywe staan. Ek weet dat sondigwette gaan gebeur. Ons is Adventiste het skaam geword om te sê sondigwette. By the way, het julle geweet daar is in afval sondigwette op ons boeke? Toe ek, wel, seker in Namibië, toe my pa ouer geword het, groot geword het, mag jy nie gras gesny het in die Transvaal op 'n Sondag nie. Het julle dit geweet? Het julle geweet daai wette, wat het met daai wette geword? Hulle is nog steeds daar. Hulle is nie te herroep nie. Dieselfde wette is in Amerika met jou blue laws. Maak drankwinkels in Suid-Afrika oop op 'n Sondag. As hulle oopmaak, seker net vir 'n paar ure, nê. Hoekom? Hoekom op 'n Sondag? Wat spesiaal in 'n Sondag? Mag die mense net nie gesyp raak op Sondag en want hulle moet Maandag werk. Hulle kan aan Maandag drink en dan kan hulle Dinsdag gaan werk. Wat spesiaal aan Sondag? Maak reg. Maak gereed. Sy sê verder vir ons, die werk wat ons nie doen terwyl daar nog religious liberty is nie, gaan ons moet doen terwyl die verdrukking plaasvind. Wanneer is dit makliker om die werk te doen? Nou? Of dink julle later? Geliefdes, ons is 'n paar profesieë van die einde van tyd af. Elke een van die honderde profesieë wat in die Bybel genoem is vervul. Elke een van die tientalle profesieë wat genoem is rondom die eindtyd is vervul. Daar is maar net 'n paar dinge wat moet gebeur. Die merk van die dier moet kom. Moenie wag daarvoor nie. Want as jy eers wag vir dit, om reg te maak met die Here, gaan jy dit baie moeilik vind om te kan staande bly. Okay, ons leef van die einde van tyd. Ek praat die hele tyd daarvan. En ek sê altyd, ons moet onsself bekeer en ons moet. Maar asseblief, jou broer, jou suster, jou seun en jou dogter, mag nie sterf nie. Moenie dat hulle eendag na jou toe kom en skree, en sê, hoekom het jy my nie vertel nie? Hoekom het jy stil gebly? Moenie skaam wees vir hierdie boodskap nie. Hierdie boodskap is vervul elke liewe een tot op die T. Dit is vir my baie ironies dat al 3 daai, of 4 daai profesieë wat ons nou net na gekyk het, alles gebeur het net voor 1844. Die laaste tydsprofesie wat tot vervulling gekom het. Mense. Jesus het nie verniet gesterwe nie. Hy het gesterf sodat elkeen van julle mag leef. Bid vra die Here vir nog tyd, want ons kerke is te leeg. En as hy ons nie meer tyd gaan gee nie. En ons dink, ja, dit is paar 100 jaar al. Dis nee. Al 234 jaar wat hierdie eindtyd gebeur aan die gang is. Dis so hoeveel langer kan dit aanhou? Geliefdes, asseblief. Onthou hierdie profesieë. Moet ook nie agter vals profesieë aanhardloop nie. Want die Bybel sê daar gaan vals profete wees.
Ek dink aan een spesifieke man en ek sal dit noem op record. John Hagee met sy Blood Moon prophecies. Absolute nonsens. Moenie kyk na sulke goed nie. Ons weet ook dat die wêreld travails en is in 'n barensnood. En ons sien aardbewings, al die dinge om ons. Maar al wat ons kan doen is, die Bybel sê, kyk op, want julle verlossing is nader. Kyk op. Kyk na Christus. Kyk na hom waar hy nou te vinde is. Vir my is baie ironies dat ons daar altyd daai punt verloor. Jesus sê, kyk op, want julle verlossing is naby. Wanneer jy al hierdie dinge gesien het. Hoekom kyk ons op? Want 10 jaar later besef ons dat Jesus het 'n ander werk begin. 'n Werk van ondersoekende oordeel. Kyk op waar hy nou is in die allerhoogste bediening. Dis waar ons hom moet sien. Ons moet besef ons leef in die dag van oordeel. Hoe lank gaan hy die dooies oordeel? En wanneer gaan hy met die lewendiges begin? Ons weet nie. Al wat ons weet is, wanneer die oordeel van die lewendes begin, gaan hy daar baie kort oordeel wees. Maak reg. Staan saam met hom. En ondersoek die woord asseblief. Dis my gebed vir ons. Nou nie 'n preek nie, meer van 'n Bybelstudie. Maar ons het nodig om die Bybelstudie ook te doen. Ons groot almagtige Hemelse Vader, Here, hoe lank moet ons nog wag? Ons weet nie, Here, hoe kort hierdie tyding is nie. Al wat ons weet is, ons het 'n plig om hierdie boodskap uit te vat na die res van die wêreld toe, om hulle te waarsku, om gereed te maak, want hulle leef in die dag van oordeel. Here, vandag kom ons tot U, en ons pleit, o Here, vergewe ons waar ons kort kom. Maar skep in ons daai lus, daai blydskap, om die woord weer te kan bestudeer. Here, ons wil, deur U genade, en U genade alleen, wil ons staande bly. Maar help ons om met ons broer, ons suster, ons vyand te praat. Want hoekom sal enige iemand sterwe, wanneer Christus die prys vir ons betaal het? Seën ons met U weer, o Here, is ons gebed.